As 'n mens praat oor die betereinders en spesifiek hulle navorsing, is daar baie vrae oor die geloofwaardigheid van hulle navorsing. Dit is maar uit 'n 2,6 miljoen mense, is dit maar eintlik in effek 742 Afrikaners wat se menings eintlik getoets het, en in daardie konteks dink ek Solidariteit se navorsing wat 'n baie groter pool Afrikaners getoets het, gee ons 'n baie geloofwaardige prentjie, maar die verrassende is, soos wat jy sê, dit stem hoofsaaklik ooreen. Die navorsing waar ek vandag graag ons eie navorsing wil praat is oor die Afrikaners. Ons het die Afrikaner profielstudie gedoen. So nou die eerste ding wat jy obviously vir hulle moet vra is, wat noem jy jouself? So ons het om 2019 gedoen. Wat noem jy jouself? En jy kan sien Suid-Afrikaner was redelik hoog op, dan 'n wit en Afrikaans is altyd hoog op, dan was daar boer wat minder is, en dan was Afrikaner was onder boer gewees nog, en Afrikaan was op 6%. En dit in 5 jaar het dit dramaties verander. Mense het gegaan van ek is 'n Suid-Afrikaner na nou sal Afrikaner min of meer op dieselfde vlak wees as Suid-Afrikaner en wit Afrikaans. En die goed kan almal saamleef. Dis nie dat hulle teen mekaar beklei of iets nie, maar dit is merkwaardig dat die erkenning van my kulturele identiteit so toegeneem het, dat mense bereid is om daai vir hulle self te sê. Maar as mense in ag neem, in die vroeë 2000s was mense baie skaam om Afrikaner genoem te word. Jy het oor jou kultuur gepraat soos jou boet in die tronk. Geweet is daar, maar jy wou nou nie regtig sy naam noem of iets in daai lyn nie. En nou sien ons hier, en dit is deel van die internasionale tendens, 'n toenemend meer trots op wat jy is en wie jy is. Vir interessantheid, hierdie is gedoen voor meneer Trump ons op die naam genoem het. Wat ons kon optel uit daai uit is, dit het ongemak veroorsaak, maar dit het ook bevestig dat jy is 'n Afrikaner amper eerder as 'n Suid-Afrikaner in mense se kop, want jy is uitgesonder spesifiek. Het nie van wit mense gepraat nie, die Engelse is aan hulle eie lot oorgelaat. Ons spesifiek is dan nou die wat uitgekies is. Oor die betereinders self, net dit, is persoonlik hou ek nie van die naam nie, want die naamsin speel eintlik op 'n baie historiese naam vir Afrikaners, 'n naam waarop ons baie trots is, en dit is die betereinders van die Anglo-Boereoorlog. We wanted to play on that heritage of the Anglo-Boer War, where the Afrikaners, we lost the war, and there was a small group that refused to lose, so they called the betereinders historically. And we wanted to draw on their courage, but not their blindness and stupidity. So we thought we want something about them. Die betereinders was daardie manne wat in die veld bly veg het vir hulle vryheid, hulle teruggekom na hulle plase toe, hulle teruggekom uit ballingskap, en hulle het van voor af weer opgebou. In die konteks van die Tweede Vryheidsoorlog sou die betereinders name gehad het soos joiners en handskakies, wat maar net saam met die breë Engelse stroom wil gaan. En ek dink dit is wat ook onderliggend aan die betereinders lê. Dit is nie noodwendig om Afrikaners te verstaan of om Afrikaners te help om hulle self te definieer nie. Dit is om Afrikaners in te bind in 'n staatslogika van die regering, waar nasiebou beteken, jy moet maar net jou eie identiteit uitwis en uitvee om in hierdie breë stroom saam te gaan. Nou laat ek dit nou maar uitdruklik sê, en ek wil dit eintlik elke woord met groot rooi letters onderstreep. Vir die Voortrekker Monument en die FHK is 16 Desember Geloftedag. Ons herdenk die gelofte. Wat herdenk ons met die gelofte? Die gelofte gaan vir ons om die eer van die Here se naam. Dit gaan vir ons om 'n groepie bedreigde mense wat 'n bloedjaar beleef het. Hulle is getraumatiseer na daar nie 'n familie is wat amper nie 'n kind of 'n tannie of 'n oom verloor het nie, waar hulle al hulle leiers verloor het. Kom hierdie mense op 'n punt in hulle storie waar hulle omsingel is deur vyand, en dan roep hulle vir die Here om hulp, en die Here het hulle gehelp. En hoekom het die Here die Voortrekkers gehelp? Omdat hy teen die Zulus was. Die Here die Voortrekkers gehelp omdat hy vir hulle taak en 'n roeping ook hier in hierdie land gesien het. En daardie taak en roeping word in die gelofte beskryf, en dit is om lig en kerk te wees in hierdie land.